volgens die koortjie sing, die is waardig om die boek te neem en sy schild ook te maak. As we daardoor openbaarlik gaan kyk, dan sal ons sien, waar daar skryf staan dat hulle kon niemand waardig genoeg vind om die boek ook te maak, om die seels ook te maak en te lees nie. En toe sien hulle dan die allerhoogste God, Jesus Christus, is alleen waardig om die boek van die lewe ook te maak. En nou wil ek graag vanoggend met julle praat oor Jesus, die Seun van God. Want dit is belangrik hier, my broers en susters, en ek glo ook aan die drie-enige God, soos wat het moet wees, maar Jesus Christus het vir ons die prys betaal, en hy het vir ons die lewe gegee. Kyk my dat as dit ook nie. Hallo, dank je wel. En Jesaja 9 vers 1 wil ek graag lees. Jesaja 9 van vers 1. Die woord sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand wat vrolik is in die oestyd. Soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldaat is skoen wat dan wegstap in die gedreën en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Nou kom vers 5 en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot die vermeerdering van hierdie heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Vers 5 sê, want daar is 'n kind vir ons gebore, 'n seun aan ons gegee. Ons betree nou die stadium van Kersfees, alhoewel ons weet, Jesus is nie in Desember maand gebore nie. Maar elke jaar, dan kom die mense op sosiale media en hulle gaan bekeer oor dit, wat nie eintlik saak maak nie. Ons almal weet, in September, Oktober was wintertye in Bethlehem en daai omstreke. En volgens die woord sê dit wanneer Jesus gebore is. Maar vanoggend vir my gaan dit nie oor die dag wat Jesus gebore is. Dit gaan oor as 'n kind vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, hy word genoem wonderbaar. Jare terug het ons 'n koortjie gesing wat hier so staan. Hy word genoem wonderbaar. Weet jy wie hy koortjie kan onthou nie? Fantastiese koortjie om die heerlikheid van die Here uit te kan basyn. Om te kan sê, my broers en susters, terwyl ek nou in hierdie gedeelte kom van Kersfees en alles, weet en al die dinge wat hulle kom en hulle, die negativiteit. Hulle plaas die negativiteit oor die geboorte van Gods kind. Iemand wat van ons die prys betaal het aan die kruis van Golgotha. En hulle sien nie raak die kosbare wat God vir ons gestuur het. Johannes 3 vers 16 is die algemene teken, want so lief het God die wêreld gehad. As hy sy enige gebore seun gestuur het vir my en vir jou. Hy sê in vers 17, hy sê hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het gekom om te red die wat verlore is. En dit is hoekom Jesus vir ons gebore is. As jy net verder kyk in Matteus 1, waar hulle die geboorte van Jesus verkondig. Ek onthou een keer daar nog in Frans in die biblioteeksaal. Toe het oom Matteus 1 tot vers 17 die boodskap gebring. En terwyl oom die
die gedeelte van die geslagregister lees, toe dink ek vir my, vir myself, wat 'n boodskap kan uit die gedeelte uitkom. Dis nog nie name. Is hy is 'n pa van daai en hy is 'n pa van daai. En ek dink vir myself, en daar kom op Frans Koekelmoer en slaan my voete onder my uit met 'n boodskap wat ek nog nie so gehoor het nie. Daar wil van vers 18 af lees en hy sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was, aan Josef voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, 'n man omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het voorgeneem om in die geheim van haar te skei. En terwyl hy dit 'n gedagte gehad het, verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord sou vervul word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. Nou sal hom Immanuel noem, dit is, as hy vertel word, God met ons. En toe Josef by die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy dan nie bekend, tot sy eerstgeborene seun gebaar het nie, en hulle het hom Jesus genoem. Jesus die seun van God. Jesus die enigste een wat vir ons die oplossing het in hierdie wêreld. Hulle kom nou met die nuwe dinge van Christendom. Ek moet nie Christendom. Dit beteken dat van die Christelike geloof en van die moslim geloof en hulle kingdom saam. En hulle sê, nou word almal die Here loof en prys, ons gaan almal dieselfde God dien. Ek kan nie 'n God dien wat dood is nie. Ek kan nie Mohammed aanbid nie, want hy bestaan, maar hy is dood. Ek kan nie Allah aanbid nie, want hy is dood. Maar ons God sy graf is oopgemaak. Die Here engele en God het opgestaan. Die vyand kon hom nie uitgekleed nie. Die vyand kon hom nie doodgemaak het. Die graf kon hom nie hou nie. Omdat hy die seun van God is. En my broers en susters, dit waaroor dit vanoggend gaan. Jesus, die seun van God. Baie mense sê, as hulle hemel toe gaan, dan wil hulle graag die strate van goud se nuwe krag. Ek wil net by Jesus uitkom. Ek wil sê dankie dat jy gesterf het dat ek 'n plek in die hemel kon kry. Dat ek daar kan weet, dat ek ook die strate van goud is kan beloof, dit is nie iets mis nie, maar dat ek kan loop, en dat hy my kan begelei, en by die heerlikheid die Here kan wys, wat vir ons wag in die hemel. Maar daar is soveel mense, van die begin, in die begin van die hoofstukke, en daar gepraat van Jesus se lyding en Jesus se dood. In die Nuwe Testament, ek kan julle teksverse gee, julle kom in Jesaja 53 en julle gaan lees, waar Jesus se sterwe afgekondig is, waar hy gesê het dat hy gaan sterf vir ons. Hy het 'n gelaat gehad wat geen mens kon herken nie, waar hy vir ons gesterf het. Maar van die begin van sy bediening, het die Fariseërs en die skrifgeleerdes gekom. En elke keer wanneer hy iets gebring het, het hulle hom gekritiseer. Hulle het 'n versterking gekom met 'n klippe in hulle hande gehad het, maar waar hulle wou stene. Maar die Here het gesê, dit was nog nie sy tyd om te ly nie. En hy tussendeur hulle geloof. Daar staan nie wat hulle gekom het, dat die Fariseërs en die Sadduseërs en die koning Herodes, het ook Jesus na sy geboorte wou hulle doodmaak. Maar kon dit nie doen nie, omdat God 'n doel en 'n plan het vir my en vir jou. Kan jy vir jouself voordink, dat as Jesus nie gebore is vir ons nie, dan was daar vir my jou nie kans voor. Maar wat ons nie volgend keer, en ons nie 'n verlosser gehad, en ons nie 'n redder gehad nie. En wat dan nie een wat vir ons gesterf is in die kruis van Golgotha nie. Dan wat dan nie vir ons 'n plek in die hemel besmoor nie. Want door die Jode, Israel, die boeke praat reg, want toe die Jode ook verwerp het, die daar vir ons gekans het, van ons as die heidenes. En daarom kom ek volgens my broers en susters,
Nou, die ver voor het werk Jesus kom in Mattheus 16, ek wil graag hier met daar jy kan die Bijbel sê. Ek hou daarvan om in die woord te lees, want ek kan dalk verkeerd praat, en ek kan dalk dinge sê wat dalk geen reg is nie, maar die woord van God kan nie verkeerd praat. So wanneer jy die woord van God verkeerd, dan kan jy met my kom stry, want ek wil sê, maar daar staat het geskryf. Maar as ek iets sê, wat dalk nie reg is nie, jy kom confronteer my, dan staan het dalk met 'n rooi gesig en so, oeps, wat het ek gedoen? Maar in Mattheus 16 vers 13, hy sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Wie is Jesus vanoggend vir jou? As jy moet aan iemand gaan voorstel, as jy vanoggend sê maar met iemand kom wat die Here nodig het, en jy moet hom voorstel, hy persoon, hoe gaan jy vanoggend Jesus voorstel? Ek is so 9 maande of so nou in die gemeente. En ek ken nog nie baie van die mense. Ek ken mense se gesigte, maar nog nie name en dit nie. Maar as ek sou kom en ek moet hom Frans voorstel aan iemand wat ek nog goed ken en dit, dan kan ek baie dinge van hom vertel. Ek kan baie vertel van die boodskappe wat ek bring, want ek ken hom. En ek ken vir Christus en Mate. Maar as ek nou vir Christus en vir Ria praat, dan kan ek basies vanoggend praat van hulle wanke, wat hulle het, hulle gesindheid, die mooi gesindheid te doen. Maar hoe gaan jy vanoggend Jesus voorstel aan die sondaar, die ou wat daar buite is, wat ook graag wil leer ken, as jy hom nie ken? As jy hom nie begin met 'n persoonlike saligmaker nie, as jy nie hom ken en al jou weet nie, en jy is nie deel van hom nie, hoe kan jy iemand voorstel? Ek ken vir André, ek weet waar hy werk, ek weet alles, maar ek weet nie hoe gaan het met sy huis nie. Ek weet nie waar my gestryd kry, waar my sikkel en daai goed is nie. Maar as hy baie wil gekom het, dan sou ek kon sê, ek ken hom. Maar dan kom Jesus en hy vra vir die disippels wat 3 jaar saam met hom beweeg, 3 jaar saam met hom in sy bediening ingaan, wat hy ervaar het, wat hy gedoen het, hoe siekes wat hy genees het. Hulle was daar toe hy Lazarus opgewek het in die dood. Hulle was daar toe Petrus se skoonmoeder siek was wat hy genees het. Hulle was deel van Jesus se lewe elke dag. Vers 15 sê, hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe antwoord Jesus en sê, vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek graag hier saam met my lees in Johannes 6, van vers 6 staan. In die vorige gedeeltes kom Jesus en hy vertel van die skare van dat hy die brood van die lewe is, en hy kom hier by vers 58, 59, het hy die woord gebring, so aangegaan in vers 60 kom hy, en baie van die disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit vir julle tot aanstoot? Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe, maar daar sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hy was wat nie glo nie, en wie hy was wat hy sou verraai.
Maar kom ons gaan verder aan in vers 67. Kom Jesus, hy sê vir Petrus, vir die 12 discipels, wil julle nie op maar weggaan? Wil julle nie op maar gaan? Jy sien nou waar allemaal gaan, wil julle nie op maar gaan? En hoor wat is hulle woorde. En sien hoe Petrus antwoord op, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewigheid. Waartoe kan ons vanoggend gaan? Want net Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Net hy. Daar is niemand anders nie. Ek kan vir julle boodskappe bring tot by julle ore geklop is. Maar as ek nie Jesus Christus aan julle kan verkondig, dan beteken my boodskappe nutteloos. Ek kan praat van baie dinge en dit. Maar as Jesus Christus nie die toppunt van die woord is nie, dan beteken dit nie veel nie. Want Jesus Christus is vandag, hy was gister, vandag en môre, tot alle ewigheid, is hy dieselfde. Nou, hulle kom hier so verder. Hulle sê, ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Wat erken ons volgens my broers en susters? Want hoe is ons lewe in die dorp? Waar ons mag beweeg? Ek was Vrydag daar by die gehoorsmense en lekker verdwaal en hy ons vertel. Want hulle sê net tweede vloerkamer soveel. Maar hulle sê nie waar moet jy gaan om uit tweede vloer te kry nie. Ek het Martie te lang gange gestap en ons op van af en toe kry so dikkerige uitdaging. En sy vat al die pad toe waar ek moet wees. En ek sit daar so. En ek sê vir Martie, vandag moet Engels praat. Ja. Weet hy Engels is nie. Dus ek is bang as ek begin Engels praat en julle dan glad nie verstaan wat ek wil sê. Maar dan kom ons dan by die gehoorplek. En sy vra Afrikaans of Engels. Maar ek kan hoor die vrou wat met my praat, verstaan nie Engels nie. Dan gaan Afrikaans, sy het net Engels. Dus sê, maar kyk, ons try Engels. We sit ons in die kamertjie daar waar jy toesluit en die gehoorvoete so in. Nou lees hy woorde in Engels. En sy het sometimes, sy het my gesê, sy het rein gesê en ek het pyn gehoor. Sy het dit gesê en ek het dat gehoor. Ok, dit vind toe ek, dit is die probleem, ek hoor nie lekker lewe. Maar die gesindheid, wat ons so openbaar het teenoor die mense. Met die mense om geskik geraak het, want hulle sê gaan daar toe en jy gaan daar toe en baie mense, ek het selfs gesien in die winkel waar ons was, toe by die kassiere voorkom, toe sê hulle kaartmachine werk. Baie mense, hulle goed meer afgeloos, kwaad en uitgestap. En ek het gewonder, as dit een kennis van die Here is, hoe was hulle gesindheid? Want die sien, ek en jy is verteenwoordigers van Jesus Christus op aarde. Hy sê Mattheus 28 vers 19, gaan dan leer maak discipel van alle nasies. Hoe kan ek 'n discipel van iemand maak as ek hom opgeskik maak? Hoe kan ek iemand 'n discipel maak of die Here nog van verkondig as ek kom beskof met hom praat of 'n Jakob afweet? Baie keer kom hy mense met daar staan en weer op geld. Hoe maak ek mens weet wat? Ek het geleer, ek sit maar al my geld op my kaart en ek betaal met die kaart. Dan sê ek het nie geld. Dan sê ek van jou sakke, so ek het geld. En nou dat ek weet, dan raak hulle irriteer, want hy soek geld by jou. Hoe openbaar jy jou gesindheid? As Jesus Christus binne in my is, moet ek die gesindheid van hom openbaar. Amen. Amen. Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Wie sê julle nie is ek? Die broers en susters, is belangrik, dat ons in die feestyd so sal weet. Laat in die tyd maak nie saak nie, as een God vir ons gebore, Jesus Christus. Maak nie saak wat mense met jou wil kom argumenteer nie, maak nie saak nie. Weet so baie, so makkelijk, as ek maak my vrou bereik, dan is alle mense kwaad. As ons in die regie betrokken raak, by die huis hoor, en ek weet veral met die ore, baie keer sê sy iets, dat ek het nie gehoor. As wat sê sy vir my?
jy hoor nie wat ek sê nie. Ek sê, maar jy weet ek hoor nie wat jy sê nie. Jy is bewus van die probleem met hierdie goed. As ek in die sitkamer sit, dan sê die kombuis, roep sê, Henny nog nooit gehoor. Dan kom sê jy sê wat my pa het jare terug, as hy my geroep het, toe ons net ontmoet het en getrou het. As hy my geroep het, ek die TV anders gesit. Dat ek nou nie moet hoor, en toe my pa my nog gesplit op waar jy weet. En hy sê, dis wat hy doen. Nou kom ek, nou het ek 'n probleem. Nou was hy nie glo ek het daar nie gehoor. Maar dit kan tot 'n ernstige risie lei. Hy kan lei dat 'n mens later vervreemding in 'n mens huwelik het. As ek nou sou by oprit geraak, dan sê jy lekker op van my. En dan begin dinge sê. En wat ons nie moet sê. En wat gebeur dan met broers en susters? Aan die vyand geweet. Want ek het nie my gesind dit. Maar Christus se openbaring maar, hy sê dalk ook nie dit nie. En so, is dit nie net ek sê wat seer kry nie. As kinders en kleinkinders wat seer kry. Ons twee split dan op en gaan eie. Ek sê vir ag man, loop en gaan wat doen. Maar as kinders en kleinkinders kinders wat sê, as my pa dan so is, dan wil ek nie Christus wees. As my pa en my ma dan so behandel, dan wil ek niks nie van die Here. Die sien hy gesondheid. Selfs in die straat waar jy loop, hy kassiere wat jou nie lekker behandel nie. Dan baie die keer Here kom my nie lekker behandel nie. En daar was 'n stadium wat ek gekom het, dan sal ek by Ria kom sê, "Waarom tannie? Waarom auntie?" Jy hoor nie af en toe sê auntie. Dit dan nou. En ek het maar begin besef, ek het maar begin leer om reg te praat. Want jy sê hy mens af. En hy wil later aan die met jou, hy wil nie jou behandel, bedien of, weet as jy sien hoe jy nie albert kom jy aan en toe is gesluit en hopelijk tot jy uit is. Omdat jy daar aanstoot gegee. Jesus, die seun van die lewende God, kan jy kyk in die woord van die Here. Ja, hy het die Fariseërs bestraf. Hy het hulle bestraf en hy het hulle op hulle mond gestop. Maar dit was nodig geweest. Maar gaan kyk mooi, hoe het hy met die mense gepraat. Omdat hy het doel, die plek gehad het, hy vir ons gestel. Hy het geweet. En daarom kom hy, as ek so mooi gaan kyk in die woord, ek het die tekst gesoek, maar kon nie kry nie. Maar hy sê, dat julle nie meer dink van julle self, as wat die woord te lees. Jy moet, jou nie ek dink vanoggend, ek het beter as om Frans. Dit is 'n fatale fout. Dis 'n groot fout wat ek sal maak. Selfs met Kobus en enige iemand. Want God het ons gelyk gestel. Het ons een gemaak, kinders van die Here. Kom ons kom vanoggend in die Kersseisoen. En die Here voor kom ons openbaar die gesindheid van Jesus. Kom ons kom, met behandel met mekaar met liefde. Kom ons kom betek, jy weet, ek sê altyd, dit is makkelijk vir my hier wat ek wil sê, maar wat ek wil sê is, kom ons kom, ons openbaar die gesindheid van Jesus. Dit is my boodskap ook. Jesus, die Seun van God, het vir ons die voorbeeld gestel, en hy het gesê, moet ek moet in die wereld is. Ek het duidelik met my getuienisboodskap wat ek vertel van toe ek in die weermag was en in my vakleerderskap daar. Daar is ek baie keer in moeilikheid gekom. En dan het ek die Here besef dat die gesindheid van die Here was in my. Ek was 'n kind van die Here, was dit. Maar daar was mense wat altyd my smile van my bakkies wou afklap. Dan het ek besef, en sien iets in my, dat ek self daai deur ervaar. Hy sien Jesus Christus in my. En dan wanneer hy kom, die dag toe uitgetree het by die weermag, nou, kom ons, vat hy ons alfabeties, ek kan nou klaar maak. En toe ek nou daarvoor kom met my van, en ek bring my kiet, ons gaan nou uitklaar, ons gaan na huis toe.
So 12 is dat is my leer geweest. En Jesus wat Koetsier het voordat ek daar gestap het tot daai dag toe, dat hy alle help gegee. Hy het nooit genade vir my gehad nie. En toe by daai dag kom tekort ek nou iets op my kie. Moet ek terug, ek gaan soek. Dan staan jy weer achter my sê, dan kom ons maar weer voor toe. Toe soek hy dit, middag 5:00, toe hy dan moet huis toe gaan. Toe sê hy vir my, okay, jy kan maar huis toe gaan. En ek kom kwaad geword. O ja, ek was gefrustreerd. Want hy weet, al my vrienden is al huis toe en hy goed is, en ek staan nog steeds in die rij, en ek bly nog in die rij. Maar die feit is, die Here het ons die gesindheid gegee, om nie altyd kwaad met kwaad te verslag. My broers en susters, Jesus, die seun van die lewe. Kom ons lewe soos hy vir ons sê. En wat graag hy, André nog sê, en die getal beek of iets so wat. Ek weet nie wie hy woordjie ken, U is die Heer, U is die Heer. Ken julle hom? Triomfeer oor die dood en U is die Heer. Elke knie sal buig, elke tong bely, Jesus Christus is Heer. Gaan probeer soos ek gesê het, U is Heer, U is Heer. Triomfeer oor die dood en U die Heer. Elke knie sal buig, elke tong bely, Jesus Christus is die Heer. Kom ons staan en ons sal ons saam. Ons sal net nie vir my volgen. Kom sê, Here, U is die Heer, triomfeer oor die dood en U die Heer. O, U is